Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag en baie welkom by Kruispad 24/7 se aanlyn erediens. Ons roeping is om God se woord in gewone woorde te bring. Dis ons verantwoordelikheid om die Bybelse boodskap oop te breek, om dit verstaanbaar te kan maak. Dit is 'n baie groot verantwoordelikheid. En dis die rede hoekom ek altyd, voordat ek begin skryf, hier regs bo in die dokument skryf, nie my woorde nie, maar u woord, o Here. Mag die Gees ons help om altyd God se woord suiwer te verkondig. Genade en vrede vir jou van God wat gekom het, wat weer sal kom en wat elke dag opnuut in jou lewe kom. Kan jy ook nie wag vir die volgende boodskap in hierdie reeks God gebruik gewone mense nie. Ek moet nou bieg, toe ek die vorige een klaar geskryf het ek sommer dadelik beginne met hierdie een, want ek is so opgewonde, want ek wil meer hoor oor die gawe van die Gees, die gawes van die Gees. Ek dink as ons almal hierdie een snap, en baie belangrik, dit gaan uitlewe daar buite in die wêreld, gaan die wêreld verseker anders lyk. God gebruik gewone mense om lig te bring. God gee aan elke kind van hom, gee hy gawes om ander mense te help en sy lig in die donker wêreld te laat skyn. Ons het gekyk na die gawes van wysheid en kennis, onderskeiding en onderrig, en ons het gesien hoe God gewone mense gebruik om rigting, insig en waarheid oor te bring. God gebruik gewone mense om te gee. God gee gawes nie vir ons eie gebruik of eie voordeel nie, maar sodat sy liefde deur ons hande en deur ons voete sigbaar kan word. Ons het gekyk na die gawes van barmhartigheid, diens, gasvryheid en voorbidding. En ons het ontdek hoe God gewone mense gebruik om sy omgee tasbaar te maak in ander mense se lewens. Vandag se tema is God gebruik gewone mense om hoop te bring. En het ons dit nie so nodig tussen hierdie oorloë en hoë wêreldpryse, petrolpryse en huwelike wat sukkel en verhoudings wat worstel en geldsake wat heel te mekaar is en gesondheid wat onseker is, so half teen die planke. Dan het ons hoop nodig. En as jy kan onthou uit ons vorige kere, gee God ons gereedskap, tools om te gebruik om 'n verskil te gaan maak in ander mense se lewens. En dit noem hy gawes, om namens hom ander mense te gaan hoop gee. Mag die Heilige Gees ons almal help om ook hierdie gawes te verstaan, om die wêreld te kan help om weer hoop te kry. Die reeks oor die gawes van die Gees eindig nie hier nie. Daar is nog iets wat ek laas ook gesê het wat my baie opgewonde maak. Daar op ons webwerf kruispad.com moet jy gaan soek vir 'n handleiding. Ons sal dit vir jou die URL hieronder gee, 'n handleiding wat gaan oor die gawes. En dit is so al 'n samevatting van hierdie hele reeks God gebruik gewone mense, en dit wil jou help om jou geestelike gawes beter te verstaan en te ontdek hoe God reeds besig is in jou en hoe jy dit moet gebruik. Dit is nie net inligting nie, maar daar is ook praktiese 80 stellings wat jou help om jou top 5 geestelike gawes te identifiseer. Ek wil jou uitdaag om ten spyte van jou besige program tyd af te sit, energie in te sit, 'n commitment te maak om 'n verskil te gaan maak in jou en ander mense se lewens deur hierdie dokumente gaan opsoek en daardeur te werk. Mag die Here ook dit gebruik om jou te verander en jou te help om jou gawes prakties te laat in die wêreld grondvat. Kom ons raak rustig en ons luister na God se woord.
dankie dat ons vandag hier kan wees. Dankie dat U nie ver is nie, maar naby elkeen van ons. Here, wanneer ons praat oor gawes en roeping en wie ons is, help ons om dit nie net met ons koppe te hoor nie, maar met ons harte te verstaan. Ons vra dat U deur die Heilige Gees vir ons sal wys dat U nie wegsteek wat U in ons geplaas het nie, maar dat U dit reeds besig is om te vorm, selfs al sien ons dit nie altyd raak nie. Here, maak ons oë oop vir die manier hoe U gewone mense gebruik. Help ons om nie te dink ons is uitgesluit of nie goed genoeg nie, maar om te hoor dat U ons reeds in die plan ingesluit het. En Here, terwyl ons vandag U woord hoor, bid ons dat hoop sal opstaan in elke hart wat moeg is, onseker is of vasgeval het. Gebruik hierdie oomblik om ons weer te herinner, U werk nog steeds, U roep nog steeds en U gebruik nog steeds mense soos ons. En Vader, vergewe asseblief die bedienaar van die woord en ons almal se sondes. In Jesus se naam. Amen. Efesiërs 4. Christus het vir ons spesiale dinge gegee om in die gemeente te doen. Nie elkeen van ons het dieselfde gekry om te doen nie. Party van ons het hy gestuur om sy boodskap op ander plekke te gaan verkondig, terwyl ander weer die gawe gekry het om spesiale boodskappe aan die gemeente self oor te dra. Dan is daar ook party wat die boodskap oor Jesus mooi vir mense kan verduidelik. Ander wat mense kan help en lei as hulle hulp nodig het. En ander wat soos goeie onderwysers mense stap vir stap kan leer wat die boodskap van God alles behels. Hierdie mense met die spesiale gawes wat hulle gekry het, werk saam om die gemeente te help en voor te berei om hulle werk as Christene in die wêreld goed te kan doen. Op die manier sal die liggaam van Christus sterk word en kan wees wat dit behoort te wees. So sal ons al hoe nader aan mekaar beweeg en al hoe meer 'n eenheid vorm. Saam sal ons die Seun van God beter leer ken en meer op hom vertrou. Dan sal ons soos geestelike groot mense word, so volwasse in ons geestelike lewe soos Christus self. Ons sal nie meer soos klein kindertjies onseker wees oor wat van ons verwag word nie. Ons sal nie soos 'n skip wees wat deur die golwe rondgeslinger word of deur die een wind hiernatoe en die ander wind daarnatoe gedryf word nie. Net so sal ons nie na elke nuwe godsdienstige praatjie op die mark luister nie. Mense probeer jou net met allerhande slimmighede om die bos lei, om jou so op die verkeerde pad te laat beland. Maar hulle sal dit nie reg kry nie. Ons sal in liefde lojaal teenoor mekaar en net op die pad van die waarheid bly. Ons verhouding met Jesus sal in alles net sterker word. Ons as die liggaam sal al hoe meer van Christus afhanklik wees, want hy is mos die kop van die liggaam. Die liggaam is mooi aan mekaar gesit, elke deel op sy plek, sodat elke liggaamsdeel sy eie werk doen en die ander liggaamsdele help. So groei die liggaam en word dit sterk, omdat die verskillende liggaamsdele in liefde en lojaliteit mekaar help.
Die grootste vraag vandag is, hoe ontdek ek my gawe? Ons moet begin besef dat geestelike gawes nie iets is wat God wegsteek en dan eendag skielik woeps dan vir ons openbaar nie. Dit is eerder iets wat hy reeds in ons lewens begin vorm het, lank voordat ons dit selfs al raak gesien het. Daarom moet ons met ons oë oop leef en sien hoe God die gawe in ons gebruik. Baie keer ontdek 'n mens jou gawe in wat jou natuurlik raak, dinge wat jy nie maklik kan ignoreer nie. Sekere goed wat jou hart roer, of dit mense se nood is wat jy net nie kan verbystap nie. Dit wys jou dikwels waar God jou hart al gevorm het. Nou nog 'n manier hoe ons dit kan begin raak sien, is in wat ander mense oor ons sê. Baie keer sien ander mense iets in ons raak, voordat ons dit self raak gesien het. Hulle merk op hoe ons reageer, of hoe ons help, of hoe ons dink, of hoe ons mense beïnvloed. Dinge wat net vir jou normaal kom, wie jy is. En hulle gee vir jou terugvoer wat nie toevallig is nie. En dan sien ons dit baie keer ook in die vrug, waar God jou al gebruik het, begin iets gebeur. Mense word opgebou, mense kry hoop, iemand kry rigting, iemand word versterk. Selfs al voel jy nie altyd seker nie, kyk jy later terug en dan besef jy, God het my daar nou gebruik. En uiteindelik ontdek ons, dit is ook in die verhouding met God self. Wanneer ons naby aan God leef, om ons lewens vir hom oopmaak, vir sy leiding, begin die Heilige Gees vir ons wys hoe hy ons reeds gevorm het en hoe hy ons reeds gebruik en nog wil gebruik. Nou ek sê altyd, mense, dinge wat vir 'n mens energie gee, maak nie saak hoe moeg jy is nie. Dis baie keer iets wat vir jou natuurlik kom, waarvan jy baie hou en net van selfs gebeur. Ek het 'n gawe gekry om te skryf. En dit het so saam met die bloed gekom, ek het dit al vertel, my pa se broer was die digter Boerneef, en my pa self het oor die 100 gesange se woorde geskryf, en my suster is by Media 24, sy is die boekeredakteur daar. So, die skryftalent het maar sommer net vir my, is maar net vir my ge-issue. So as ek moeg is, en ek skryf agter 'n skerm in, en ek begin skryf, dan charge dit my op. Nou Paulus gee vir my so 'n bietjie 'n ander verstaan van die gawes, en dis vir ons lekker om deur sy oë te kan sien hoe kardinaal die gawes eintlik vir die gemeenskap van gelowiges is. Dis eintlik bemoedigend om te weet dat Christus vir ons toerus en dat ons nie hoef self ergens te gaan swat of kwalifiseer nie. Gawes word deur Jesus gegee vir ons, en hy deel dit nie net lukraak uit nie, maar doelgerig, omdat hy die gemeenskap van gelowiges liefhet en weet wat hulle nodig het om 'n gesonde liggaam te hê. So, as jy nie jou gawe uitleef nie, is daar 'n gat en kan die liggaam van Christus nie 100% funksioneer nie. En dan mis mense uit op God se geskenke vir hulle. Nou verlede keer het Paulus dit ook vir ons gesê, dat gawes nie daar is vir eie gebruik nie, dit weet ons nou. Maar dit is gebruik vir ander mense, om ander mense te help, maar nog verder ook, om hulle toerusting te gee. God gee gawes sodat gelowiges toegerus kan word, om self in die wêreld te kan funksioneer as sy verteenwoordigers. Dit beteken dat elke gawe altyd 'n praktiese doel het, om mense te help groei, en ook om die gemeenskap van die gelowiges te help om sy roeping uit te leef. Wanneer die gawes in werking kom, gebeur daar iets belangriks in die liggaam van Christus. Mense begin groei saam in geloof en begin een word in hulle verstaan van Jesus. Dit bring eenheid, nie verdeeldheid nie. En dit lei die gelowiges weg van geestelike onvolwassenheid na 'n plek waar hulle stabiliteit en diepte in Christus begin ervaar. Gawes help dus nie net individuele nie,
maar vorm 'n volwasse gemeenskap. En Paulus waarsku dat geestelike onvolwassenheid mense vatbaar maak vir misleiding en verkeerde leringe. Nou gawes, kan jy glo, speel 'n rol om die Christene te help onderskei wat waar is en wat nie waar is nie. Wanneer mense jou gawes uitleef, help dit jou geloof en ander se geloof versterk. Dit bring stabiliteit en geestelike sekerheid. Uiteindelik wys Paulus dat alle gawes saamwerk onder hierdie hoofskap van Christus en deur liefde funksioneer. En ons het verlede keer ook daaroor gepraat, maar ek sê dit weer want dit is so belangrik. As die liefde ontbreek, en het Paulus dit nou vir ons weer gesê, dan is dit net rasende simbole. Ons weet dit uit Korintiërs 13 uit. Ons moet ons gawes uitleef binne die gemeenskap van die gelowiges. Ons moet nie alleen daar op 'n klip gaan sit nie. Dis soos om 'n kool uit die vuur uit te haal en een kant te sit. Daai kool gaan doodgaan. Daarom moet ons as Christen vriende, of dit nou by 'n kerk is en of dit by 'n selgroep is, mekaar help om ons gawes te gebruik. Want wanneer dit gebeur, groei ons groep as Christene in liefde en in eenheid en in krag. En dis die netto-effek van wat as gawes uitgeleef word. Maar kom ons haal eers so 'n bietjie van die misverstande so uit die pad. Wanneer ons oor geestelike gawes praat, is dit belangrik om reg te verstaan dat dit nooit bedoel is om mense te manipuleer nie. Gawes van die Gees is nie iets wat gebruik word om ander mense te druk nie, te beïnvloed of beheer oor hulle te vat nie. Dit werk nie so dat 'n mens geestelike krag gebruik om ander te laat doen wat jy wil hê hulle moet doen nie. God se Gees werk altyd in vryheid en in waarheid en nooit in dwang nie. Net so is geestelike gawes ook nie bedoel vir selfverheerliking nie. En dit beteken dat dit nooit oor die persoon gaan wat die gawe ontvang het nie. Wanneer gawes reg funksioneer, trek dit nie aandag nie, so agter die gordyn. Dit trek nie aandag na die mens toe nie, maar na God. Sodra dit begin draai om hoe goed geestelik ek is, dan mis ons die doel. En dan is daar ook nog die gevaar om gawes te gebruik om beheer oor ander mense te kry. God se manier van werk is nooit om beheer te van. Hy dwing ons nie om vir hom te kies nie. Hy lei mense na hom toe. Hy dwing nie. Hy dwing ons nie in 'n rigting nie. Daarom behoort enige geestelike gawe mense nader aan God te bring. Nie onder beheer van iemand anders nie. Al drie is 'n fyn lyn en nou mense moet mooi kyk daarna. Nou vandag se gawes wat ons op die tafel sit is bemoediging, profesie, evangelisasie en kreatiewe kommunikasie. Dit is vir my, ek is so opgewonde oor hierdie 4. Kom ons begin by bemoediging. Die gawe van bemoediging is wanneer God mense gebruik om ander weer moed te gee, wanneer hulle geestelik of emosioneel moeg is. Nou in 'n wêreld waar dit nie goed gaan nie, waar dit hopeloos is, die mense nie weet waantoe nie, wil God vir hulle hoop bring. Nou barmhartigheid is die vermoë om simpatie te hê aan die een kant, maar verder te gaan, om mense by te staan, om hulle te help om hoop te kry. Mense met hierdie gawe sien dikwels hoop waar ander swaar kry sien, en hulle help ander om weer te glo dat God nog nie klaar is met hulle storie nie. En baie keer gebeur dit deur net een sin wat iemand sê op die regte tyd. Dit is soos 'n vriend wat bel, wat deur 'n moeilike tyd gaan. En die persoon sê net op die regte oomblik, ek glo God is nog nie klaar met jou nie. En daardie persoon kry weer moed om aan te gaan. Dit is wonderlik dat God vir ons sulke gawes gee.
profesie. Profesie is wanneer God mense gebruik om sy hart, sy waarheid of sy rigting op 'n spesifieke oomblik te laat hoor aan iemand anders. Ek dink ons het hierdie een so bietjie verkeerd verstaan. Dit gaan nie altyd oor profesieë, oor goed wat nog in die toekoms moet gebeur en voorspel word, soos die profete nie. Maar oor die tydige woord van God in 'n situasie wat mense terugbring na sy waarheid toe. Mense met hierdie gawe help ander om weer te hoor wat God sê, selfs wanneer alles om hulle verward en onseker voel. En daardie woord bring dikwels lig in 'n plek waar daar donker is. En die meeste van die kere kom die woorde direk uit die Bybel uit. 'n Teksvers wat in iemand se kop oppop om vir iemand te gaan gee wat weet, maar daai persoon kry swaar en het nou hoop nodig in hierdie donker wêreld. Soos iemand sê vir 'n persoon in 'n moeilike besluit, ek glo, God sê, jy moenie bang wees nie, hy lei jou vorentoe. En dit bring dan duidelikheid in 'n warboel van gedagtes. Evangelisasie. Die gawe van evangelisasie is wanneer God mense in 'n natuurlike drang gee om Jesus aan ander te deel. En dit gebeur nie uit dwang of plig nie, maar omdat die goeie nuus van Jesus so lewendig in hulle lewens is, dat hulle eenvoudig oorvloei om die nuus te gaan vertel vir ander. Mense met hierdie gawe sien geleenthede en gesprekke en verhoudings raak waar ander dalk niks raak sien nie. En hulle bring Jesus op 'n natuurlike, sommer so 'n eenvoudige manier na ander mense. En dikwels is dit juis in hierdie gewone gesprekke waar God groot dinge doen. Almal het nie die gawe nie. En almal hoef nie alles te verkoop en daar in Afrika opgaan en onder 'n boom gaan sonnaarskool hou in 'n ou kombi nie. Daar is mense wat God daarvan roep, maar vir die meeste van ons vra God om daar met die mense wat ons skouers skuur net te deel. 'n persoon wat daar saam met jou is, net te vertel hoe Jesus en hoe God en hoe die Gees vir jou in jou lewe werk. Iemand anders raak dalk net nuuskierig en wil gaan vra daaroor en dan kan jy met hulle deel. Die laaste gawe vandag is kreatiewe kommunikasie. Nou, kreatiewe kommunikasie is 'n gawe wat God gebruik in mense om op 'n sigbare, hoorbare, voelbare manier sy boodskap oor te dra. Dit kan deur stories en kuns en musiek en video en beelde of ander kreatiewe uitdrukkings wees wat mense help om God se boodskap op 'n nuwe manier te verstaan. Nou, hierdie gawe maak die waarheid weer lewendig. Nie net in woorde nie, maar in ervarings wat mense se harte raak, waar gewone woorde soms nie deurkom nie. En dit is so 'n besonderse gawe. En dit maak dat mense God soms sien voordat hulle hom eers verstaan. Dit is soos 'n jong mens en hulle is so kundig daarmee wat musiek gebruik of 'n video gebruik om God se boodskap van liefde uit te druk. En iemand wat nooit in die kerk kom nie of nooit nog daarvan gehoor het nie, word diep daardeur geraak. Ons is die hoopdraers en Jesus gee vir ons die gawes om die hoop in die wêreld te gaan uitleef. Laat ons getrou die opdrag uitvoer met die pakkie gawes wat Jesus vir ons gegee het. En die een sin wat moet hang, Christus gee aan sy geloofsgemeenskappe gawes om gelowiges en ander toe te rus, om die liggaam op te bou, om volwasse te word en liefde en hoop te kan ervaar. In die middel van gewone dae, waar niemand groot dinge sien, werk God stil in ons woorde
en hoe ons mekaar verstaan. Soms is dit net 'n klein sin wat iemand weer laat glo. Soms is dit 'n vriend se stem wat sê jy is nie alleen. En stadig begin ons sien God beweeg hier tussen ons. daar is hoop deur ons Here en wat ons sê en doen. U gebruik gewone mense Om lig te bring weer nuut. Daar is hoop deur ons Here in elke klein gebaar. U maak ons dryfs van u liefde waar ons ook al gaan. Soms hoor iemand 'n woord van waarheid Wat hulle hart weerig. Soms deel iemand net 'n storie En skielik maak dit sin. Soms word Jesus eenvoudig In 'n gewone gesprek. Soms word hoop weer sigbaar In wat ons skep en maak. en Stadig begin ons sien u werk hier in ons rond. daar is hoop deur ons Here en wat ons sê en doen. U gebruik gewone mense Om lig te bring weer nuut. Daar is hoop deur ons Here in elke klein gebaar. U maak ons dryfs van u liefde Waar ons ook al gaan. Spreek deur ons Here, gee ons woorde van hoop. Laat waarheid weer lig bring Waar mense moeg geword het. Gebruik ons stemme, Gebruik ons hande gebruik ons lewens om u liefde te wys. Daar is hoop deur ons Here wat ons sê en doen. U gebruik gewone mense Om lig te bring weer nuut. Daar is hoop deur ons Here. En dit begin by ons U maak ons dryfs van u liefde hier in ons wêreld nou. Daar is hoop Deur ons Daar is hoop Daar is hoop deur ons. Blikkies. Tjats, hierdie song van Kruiskie my nou so op. Daar is hoop deur ons. God gebruik gewone mense. Ek wil nou iemand gaan soek waar ek kan my gawes gaan uitleef om vir daai persoon hoop te gee in sy hopelose wêreld. Ek hoop ek sien jou volgende keer weer. Mag die genade van Jesus, die liefde van God en die nabyheid van die Gees jou krag gee om hoop te gaan bring met jou gawes. Amen. gebruik ons stemme, Gebruik ons hande gebruik ons lewens om u liefde te wys. Daar is hoop deur ons Here wat
wat ons sê en doen. U gebruik gewone mense Om lig te bring weer nuut. Daar is hoop deur ons Here. En dit begin by ons. U maak ons draers van u liefde. Hier in ons wêreld nou. Daar is hoop. Deur ons. Daar is hoop. Daar is hoop. Deur ons.